Hallo julle, welkom by die Ratel Rugby podcast, of moet ons eerder sê potgooi, die mooi Afrikaanse woordjie. Ons probeer NB gelukkig hou. So vanaand het ek Jannie Broeks by my, of ek gesels met Jannie Broeks vanaand. Nou, hy gaan homself voorstel, ek dink ek hoef baie oor hom te praat nie. So Jannie, net gou vinnig, baie dankie. Dankie dat jy ons join. En ja, as jy sommer kan inval en vir ons so 'n bietjie van jouself vertel, jou geskiedenis as speler, en obviously jy's 'n legende in die krag- en kondisioneringswêreld, as jy vir my so 'n bietjie geskiedenis kan gee. Dankie Dion, dankie vir die voorreg om saam met julle 'n bietjie te praat. My loopbaan, ek was op HT Sports op skool en van so 2 jaar en van daar was ek Pikke toe. Ek het so 'n bietjie daai tyd vir Wes-Transvaal gespeel, so 12 wedstryde voor ek klaar geswat het en toe het ek 'n geleentheid gekry in Pretoria as jong biokineticus by Loftus. En die ding het maar van daar af gegroei en ek het in 1994 die eerste keer vir die Bulle gespeel. En ja, en dit was 'n ongelooflike loopbaan en ons het in 1998 die Currie-beker gewen na baie droë jare. So dis altyd goeie memories om te hê en ek was nog altyd in die kondisioneringsbedryf. En ja, dit is my passie. Ek doen dit nog steeds nou al vir 33 jaar. Yes, ja, so ek dink ek gaan sommer dadelik in die deur inval met 'n paar vrae. Ja. So 33 jaar ervaring as biokineticus en ek dink obviously omdat jy 'n speler is, komplementeer dit wat mens weet wat op die veld aangaan en wat van die veld af aangaan. Nou net vinnig, almal het verskillende benaderings as by kondisionering kom en rugby, ons het al baie oor gepraat. Ons het so 3 weke terug was ons daar in Appington, toe het ons juist hierdie gesprek gehad rondom hoe moeilik dit is om vir rugby te kondisioneer, want daar's soveel fasette rondom kondisionering en veral rugby. Dis nie 'n lineêre sport nie, dis wat ek moet seker Afrikaanse woord kry, 'n unpredictable pattern sport. So, sorry, ek praat baie. Wat is jou benadering tot rugby en kondisionering? Het jy 'n filosofie basies as dit by kondisionering kom? Ja, kyk, ek sê daar's nooit 'n 100% soundproof perfekte metode vir voorbereiding. Presies wat jy sê. Jy het nou net gesê rugby is wat het jy gesê? Dis nie 'n lineêre sport. Ek hou van die woord unpredictable pattern sport. Ja. So bewegings is nie voorspelbaar nie. Ja, dis amper in kondisionering noem ek dit half laterality in sport. Ek wil niks is in 'n reguit lyn noodwendig nie. En dis dieselfde met die kondisionering. Dit is daar so baie fasette in rugby, veral rugby as 'n sport wat in berekening gebring moet word. Jy moet sterk wees, jy moet vinnig wees, jy moet krag hê, jy moet eksplosiewe krag hê. Jy moet vaardighede hê en dan moet jy nog die Engelse woord die resilience, die vasbyt hê en 'n bietjie die om daai game te trotseer. So my filosofie oor die jare sal ek sê, ek probeer altyd 'n ouetjie voorberei, nie net om sterk te wees of vinnig te wees, maar hoe jy daai komponente probeer bymekaar sit. Want ons het altyd 'n sêding, ons noem dit stronger for longer. En so ek sê altyd ons oefen weerstandswerk en vir cardio oefen ons net met weerstandswerk bietjie vinniger. So in 'n groot mate. So my doelwit is om te kyk, jy kan oefen vir krag en jy het sekere goeters en jy kan oefen vir endurance en jy kan oefen vir eksplosiewe krag en so aan. Maar vir rugby, hoe sit jy daai goed bymekaar in 'n sessie? En dit is altyd die moeilike ding. Dit is maklik om dit op die veld te doen in terme van verskillende skramlyn staan, hardloop, opstaan, daai goed, maar hoe en met kondisionering, almal sê ja, hy wil spesifieke oefening hê. Ek sê baie rugby is spesifiek. As jy rugby speel is dit spesifiek, maar ek sê jy moet definitief, ons noem dit meer funksioneel. Hoe kan jy die funksionaliteit van die gym in 'n mate oorplaas tot die veld? Dis altyd moeilik. So as ek net sterk is in een oefening met weerstandswerk, maar ek is nie sterk in val en opstaan nie en ek is nie sterk in bodyweight goed nie, hoe kombineer ek daai goeters? Want jy is ten alle tye blootgestel aan kragte wat van alle kante afkom en jy moet nog voortbeweeg ook. So jy moet sterk wees, jy moet kan uit, jy moet kan val en opstaan, jy moet kan hardloop, jy moet eksplosief kan wees, jy moet kan terugval, jy moet kan voorwaarts rolle. Ek bedoel die lagwekkendste ding is wat ek sien, selfs ouens wat nou al klaar seniors is of nie seniors is nie, kom ons sê hoërskoolouetjies, jy kan nie meer net 'n voorwaarts rol doen op jou skouers nie. Ek bedoel is eintlik half dis goed wat jy verleer, maar is goed en eintlik so belangrik is in 'n wedstryd en as jy dit nie oefen nie, meeste van die ouetjies wat dit kan doen is ouetjies wat meestal kom ons sê gimnastiek doen en stoei.
Daar kan jy dadelik sien, 'n houtjie kan dit doen. So dis baie komponente wat jy moet aanleer en dan sekere fases waar daar sekere goed gedoen moet word. Van jy 0 tot 6 jaar oud is, van 7 tot 12 en van 12 tot 14 en dan van 16 tot senior. So dis waar die langtermyn ontwikkelingsprogram van sy ontstaan eintlik gehad het om jy kan eintlik nie die fases bypass nie. Jy moet van die begin af begin om die regte tipe goeders te doen of blootgestel word aan verskillende goeders op jou ouderdom wat jou liggaam soek op daai ouderdom. Ja, Janie, ek dink om aan te sluit daar by jou, ek sê altyd, ek dink wat iemand kan byvoorbeeld 150, 160, 180 bench, maar as hy nie iemand kan vang om hy krag te implementeer of toe te pas, en dan help dit jou ook nie. En dan ook, jy kan 180, as jy nou 180 bench, kan jy, ek weet bench is nou dalk 'n dom voorbeeld, as jy rondgehardloop het 40 minute, kan jy nog steeds daai selfde gewig bench, en ek dink dis waarop neerkom wat jy sê is, jy moet die basiese kondisionerings en kragaspekte moet in plek wees, maar die uithou vermoë daarvan, die Engelse mooi woord is power endurance, wat sal dit in Afrikaans, plofkrag uithou vermoë, nou, dit klink net nie so mooi nie, ja. Ja, klink nie so mooi nie, ja. Ja, kyk, die groot ding is, ek sê altyd vir ouetjies, is om 100 te bench is great, maar 100 bench maak jy nie 100 push-up doen nie, maar 100 push-up maak jy makliker 100 bench doen. So wanneer is jy sterk? As jy so 100 bench, of as jy op 100 bench opstaan, 20 push-ups doen, 10 burpees doen, 10 pull-ups doen, 100 meter hardloop, 10 rondes en dieselfde gewig kan handhaaf. So dan is jy sterk, want ek bedoel die games word deesdae in die laaste 10-20 minute gewen. So ek sal altyd vir die jong ouetjies sê, maar jy moet die speler wees wat die coach aan die laaste 20 minute sê, "Jesus, maar ons kan jou nie afhaal nie." Want dan excel jy eintlik eers. Dan het jy nog die krag, hierdie vaardigheid, en ek bedoel dis waar die komponente in kom, van wanneer is jy aerobies en wanneer is jy anaerobies, en dit is ook 'n komponent wat baie keer ou nie aanspreek nie. Ek bedoel die ou aerobiese komponent is jy dra ver afstand teen 'n lae intensiteit, maar dit is, ek sal dit dis jou basis. Dis om jou dam lekker groot te maak. So hoe groter my dam is, hoe meer van die anaerobiese selletjies wat soos rugby is, val, opstaan, hardloop, stoot, tackle. So dis baie hoë heart rate recovery, hoë heart rate recovery. Maar as my basis, as ek nie 'n basis het, dan help dit, dan gaan ek nie baie anaerobies kan wees nie. Dan gaan ek nog steeds baie vinnig moeg raak. En dis is om te sê, die kondisionering vir enige sport, dis soos om jou huis op sand te bou. As jou huis op sand bou, is jou fondasie nie reg nie. So die fondasie gaan ingee op 'n stadium. So dis belangrik dat jou fondasie sterk is, en dis dieselfde met enige kondisionering. Jy kan nie sommer net gou hier enige swaar gewig vat en dit doen nie, want jy gaan of seer kry, of jy gaan tot op 'n punt kom dat jy nie meer beter en verder kan gaan nie, want jy het nie die fondasie gebou om eers, soos wat jy sê, 100 push-ups te doen, 100 pull-ups te doen. Jy gaan sommer dadelik in en jy wil sommer 150 deadlift en jy wil sommer 100 bench press, verstaan? So die risiko vir seer kry en oorgebruik en dalk later net nie meer kan progressief vorentoe gaan nie, is baie goed. Die fondasie waarvan jy praat, want ek dit sluit aan eintlik waartoe ek wil gaan met die volgende vraag is, soos, van waar word daai fondasie gebou? Wat ek daarby bedoel is, van, ek dink jy sal saamstem, of baie mense noem het, hulle sê, kinders begin te vinnig gewigte gebruik, en dit lei tot beserings en oorgebruikte beserings, daai tipe van goed. So hoe sal 'n fondasie tipies lyk? Jy praat van 'n vooroorrol. Ek dink dis nou tipies iets wat jy onder 910 vir 'n ouetjie moet leer. Om 'n push-up te kan doen, al is dit 1 of 2. En ek dink dis wel goed. Ons kan nou praat oor fondasiesporte. Dis wel fondasiesport. Ek noem nou maar soos 2 is vir my 'n goeie fondasiesport. Dis ek dink waar daai sporte 'n groot rol speel, want hulle inkorporeer alles. Hulle inkorporeer wat ek noem kinetiese intelligensie. So die ouetjies leer om te beweeg, dit inkorporeer krag, al is dit bodyweight, waar ek glo jy seker maar moet begin. Dit inkorporeer mobiliteit. So, dink jy, wat is 'n tipiese, ek weet ons kan nie 'n one size fit all hê nie, maar hoe sal 'n tipiese ding wees? Sê, liggaamsgewig,
na iets soos rekke toe neem ek aan, na gewigte toe. Hoe sal jy sê ouderdomsgroepe nasenby, of is dit 'n onredelike vraag? Kyk, kom ons gaan so 'n bietjie terug. So jy het nog gehoor van die long-term athlete development programme wat daar is. So dis 'n ongelooflike stelsel, maar dis nie noodwendig dat dit as ek nou kan Engels sê, dis not cast in stone. Want die groot ding van daai goeders, dit maak eintlik, dit baken dit af, want jy het 'n seentjie wat sê nou maar kronologies is hy sê nou maar 10 jaar oud. Maar baie biologies wat hy kan doen, is hy miskien 12 jaar oud. So dis 'n ouetjie wat jy daar by die billetjies sien, hy's sulke hy hardloop soos 'n hasie. Hy's net vlugvoetig. Hy het net bietjie op daai ouderdom bietjie meer gene in terme van spoed en krag en daai geskryf byvoorbeeld die ander ouetjie. Maar dit is 'n goeie aanduiding om te sê alraai, gewoonlik die long-term development programme werk omtrent hier van 0 tot 6. Maar 0 tot 6 moet jy speel. Jy moet hardloop goed doen en jy moet want dit is eintlik 'n natuurlike manier van liggaamsbeheer, mobiliteit, bietjie spring. Dan ons noem dit eintlik jou active start. Dis waar jy begin. Laat jou kind blootgestel word aan baie fasiliteite. Nou as jy nou sien so stoei is 'n single sport maar wat baie komponente het wat in aanmerking gebring word. So die ouetjies word blootgestel aan liggaamsbeheer, aan krag, in balans en al uit goed. Waar as jy sien nou maar 'n spel baie keer dalk net so tenniskies wat baie net in daai stelsel is wat miskien nie so baie komponente het soos byvoorbeeld 'n stoeier. Dan dis waar baie keer daai vroeë sport spesialisasie inkom met die ouetjies elke dag dieselfde ding. Dit raak net te kwaai, die ure van oefen raak te kwaai, die ouetjies kry seer en ek dink hy verloor motivering. As jy kyk baie keer van ouens wat jaar in en jaar uit daai single sport doen op 'n jong ouderdom, hy raak op 'n stadium net, hy is net moeg, hy wil dit nie meer doen nie. En dan jou volgende fase is learn to play. Dis die volgende fase wat jy nou sê alraai, maar kom ons doen 'n bietjie hopskip en jump goeters en kom ons hardloop en ons paas en kom ons maak 'n tipe hindernis tipe ding waar jy fisies letterlik speel, maar jy speel in 'n rigting waarin die afrigter jou stoot byvoorbeeld. Jy gaan nie nou en dan jou volgende fase is basies jou play to learn. Dit is waar die kondisioneringsvaardighede inkom. Daar kan jy begin met rekke, jy kan begin met bodyweight goedjies, want 'n ouetjie op 6, 7, 8 het nog nie basies sy liggaam is nog in 'n groeifase, so hy nie vir algemeen nie. Daar's 'n paar ouetjies wat net fisies sterk is. Ek sien baie keer van ouetjies wat daar by kom as hy 9, 10 en hy kan eintlik ongelooflik, hy is net gebore met die genetika. So sy ouderdomsgroep is sy ouderdom basies speel nie 'n rol waar hy is nie. Hy is 'n bietjie hoër. Maar is altyd daai uitskieters wat jy kry. So dan is dit maar die ding is jy kan nie die fases wat moet gebeur skiep nie. Jy kan nie omdat daai ouetjie maak baie keer die fout, die ouetjie is groot en hy's sterk, maar hy's miskien nog 14 jaar oud. So jy dink dadelik daai ouetjie moet ons nou kind en ek was een van daai die grootste en die grootste die vetste ouetjie in die laerskool speel voor hy. Maak nie saak wat nie. Maar hy is nie noodwendig sterk nie. So baie keer word daai ouetjie afgeskeep in terme van basiese vaardighede en liggaamsbeheer goeders wat belangrik is wat hy nie altyd kry wat hy nodig het nie. So daai derde fase is ongelooflik belangrik in terme van wat doen die coach met die ouetjies. Dan moet hy skill hê, soos jy wat paas, daai ouetjie kan van daai ouderdom af paas, want hy het al geleer om bietjie 'n bal te vang in die vorige fase en hy het gehardloop en hy kan oor goed spring. En dan die fase hier van 16 tot 18, dis die fase wat mens regtig spesifiek in die ding ingaan. Daar begin jy en as jy die vorige fases gedoen het, kan jy van 'n vroeë ouderdom of al redelik met gewigte begin werk. Dit hang af wat jy doen. Jy gaan nou nie squats en goeters op jou nek sit. Want die ouetjies se groeiplate is nog oop, verstaan jy? So jy wil nie onnodige goed hê wat drukking op hulle self plaas nie. Maar die rekke byvoorbeeld waarvan jy praat, is 'n ongelooflike manier om te kondisioneer want ons noem dit time under tension. So jy kan eintlik baie goeders doen. Jy kan 'n volledige gimnasiumprogram doen by die rekke, want die rek het verskillende weerstand op verskillende hoeke van wat jy dit doen. En dit maak jou eintlik ongelooflik sterk. En dan wanneer jy daai fase het, dan kan jy stelselmatig met weerstandswerk begin. Hierso so van 16 tot 18, daar begin jy basies opgaan, mits jy die regte fases voor die tyd gedoen het. So jy kan nie eintlik sommer net hier begin nou gym jy slaat en jy gaan net verder aan nie. So dis hoekom dit baie belangrik is dat daar altyd toesig en beheer is.
Want jy in BM as jy hier by 6-17 is, al die oudjies kyk wie kan die swaarste bench en wie kan die swaarste deadlift en dis baie keer waar die oudjies waar hulle seer kry. Ek dink Janie op daai 'n ding wat jy nou nog genoem het wat ek dink baie belangrik is, ek was so 'n bietjie een of twee podcasts, een of twee boeke daaroor gelees, is die vroeë spesialisering. Ek dink dis meeste mense is dit eens. Ek verstaan daar sekere sportsoorte, gimnastiek, tennis, gimnastiek is seker die grootste voorbeeld waar die vroeë spesialisering sin maak, want op 16 is jy op jou piek wat daai sport aanbetref. Maar ek het dit gehoor van Roger Federer wat hulle gesê het, hy het byvoorbeeld sokker gespeel en klomp goed gedoen. So ek dink vroeë spesialisering oor die algemeen nie goed nie, en ek dink een van die goed is want in elke sport oefen iets anders dan, in ander bewegings en ander patrone. So ek dink dis 'n ding seker, dit kan seker 'n hele gesprek op sy eie wees. So maar wat is jou gevoel? Ek meen dis nou maar my opinie en goed wat ek gehoor het, maar wat is jou gevoel rondom die vroeë spesialisering, want mense dink baie keer hulle kry die binnebaan. Kom ons sluit nou uit 'n ding soos gimnastiek, want ons weet daar het jy nie 'n keuse nie. Kyk as jy kyk, dit is interessant dat jy sê van Roger Federer. Roger Federer het seker uit 3 verskillende sporte gedoen. Hy het badminton en ek dink hy het ook 'n bietjie sokker gespeel en ek bedoel voordat hy enigstens begin het met tennis. Omtrent meeste van daai atlete, en net as jy kyk Usain Bolt, hy het ook bietjie basketbal gespeel en heeltemal ander sporte en hulle het almal eers na 15 in die rigting gegaan waarna hulle wêreld bekend geword het. Ek dink hulle Amerikaanse sportunie het 'n studie gedoen dat 88% van jou Olympiërs almal 2 tot 3 sporte gedoen het voor die ouderdom van 15, voordat hulle begin spesialiseer het in daai spesifieke sport. Maar dis ook, ek dink ek kon nie onthou nie 'n paar miskien 3-4 wêreldbeker terug. Toe ek net nog jonk, net klaar geswat het. Toe het Australië was hulle nogal innoverend. Hulle het gaan kyk vir hulle rugby span, waar daai hakers wat kort hulle. So hulle het die hakers laat die beste in Australië gekry wat basies dart speel. As jy kyk ingooi, is altyd jy moet gooi en jy volg deur en die konsentrasie, waar trek jy jou darts deur. So hulle het klomp sporte soos netbal gevat en hokkie gevat en kyk waar is daar ooreenkomste. So hulle het eintlik van 'n ouer ouderdom moet probeer re-engineer terug van die ouens wat miskien sekere fases van verskillende sporte gemis het. En dit was eintlik nogal oulik geweest as jy kyk, hulle het komponente gevat van netbal, hokkie, dit en gekyk het waar kan dit inpas by rugby? En hulle daai komponente, kom ons sê vir rugby, as dat so 'n woord is. En ek bedoel hulle was daai jaar ek dink nogal suksesvol geweest, net om die ouens meer bloot te stel aan die verskillende komponente soos voetvaardighede, bly laag, kom op, die hakers vir ingooie. Daar was 'n komponent van obviously stoei wat eintlik een van die baie komponente in het wat rugby het. Vir al die jong ouetjies, ek bedoel jy kan altyd sien 'n ouetjie wat stoei, hy's nie bang vir kontak nie. Sy liggaamsbeheer en sy balans in terme van wanneer hy 'n bal vat en so as jy kan sommer gou sien jou top cinema features in die wêreld wat daar was almal het 'n stoei basis agtergrond gehad. So hy's laag op die grond, hy's sterk oor die bal. So dit is baie belangrik om jou kind, ek sê nou nie as hy baie goed is in 'n sport, stel hom bloot in dit, maar laat hom ander goed ook doen, verstaan jy? Anders te kom meeste wat ek gesien het en selfs my vrou se boetie se 2 dogters baie goed in tennis, maar hulle was miskien uitskieters, hulle het Kimmonhuis Veld gedoen, so en hulle het albei besig gekry by tennis universiteit vol beurse. Maar nou werk hulle vir Amazon byvoorbeeld, verstaan jy? So daar's nie gaan jy aan met dit of jy spandeer jou hele loopbaan aan daai een ding en doen jy heeltemal iets anders aan die einde wat dit eintlik moet geld om Wimbledon te speel of so, want jy kom net op 'n punt dit is net te veel. Daar's nie 'n variasie van ander sport nie. Hulle is nog steeds lief vir dit. Hulle speel ook met Paddle en al daai tipe goed. So, maar ek dink dit is nogal belangrik want ou kan baie maklik te vroeg spesialiseer in 'n sport. As jy sien jou kind is goed in tennis, stel hom bloot aan tennis, maar laat hom hier en daar 'n ander ding ook doen wat aanleidend en hom verbeter in byvoorbeeld tennis. Totdat jy sê dat hier by 15 en hy raak nou regtig baie goed en so dan beweeg jy in daai rigting. Maar dan het hy hopelik ook die liefde vir die spel en vir sport en vir algemene fiksheid en
al daai tipe goedjies aangeleer en dit sy eie. En Janie, wat so gepraat van skolaars en ontwikkelings, wat is die, want daar kom 'n gros rugby speler wel, ons praat nou maar rugby, ander mense ook, maar kom ons praat hierdie is 'n rugby gesprek. Daar kom skole rugby spelers, ek weet daar kom baie senior spelers hier van die Bulle ook daar by jou verby en deur jou gimnasium. Wat is die grootste tekortkominge wat jy sien, wat jy voel mense gaan moet aanspreek, en kom ons begin dalk op skoolvlak, want ek dink meeste van die luisteraars is maar meer, hulle volg alle rugby, maar is maar meer 'n skoolgesprek. Kyk, wat ek nogal baie sien, en ek vat myself, ek weet nie van jou nie, maar hoe ouer jy word, jou mobiliteit, jou beweging lê baie onder net heeldag gym en hardloop en kragkomponente en so. En ek bedoel, ek kan nogal baie keer sien hoe ouer jy word, is 'n ou se anterior posterior lyne is, jy kan nog redelik soepel, maar ou se laterale lyne, jy kan baie keer bietjie te sterk en te bulky raak, dat jy nie meer lekker 'n bal kan vat ver agter jou nie. So wat ek altyd sê, wat ons het altyd, onthou as die coach of iemand sê, kom ons trek gou gaan, dan maak ou net gou so sy hamstrings op en af en dan gaan hy. Maar ek bedoel, mens moet mobiliteit en daai vaardighede ook sien as deel van jou oefenprogram, want dit is so belangrik in terme van beserings. Hoe verder jy kan strek en verder jy kan reach, hoe veiliger is jou spier. Anders dan kry jy 'n spier en baie van ons in sport, en veral as jy byvoorbeeld gimnasiumwerk doen, is aan die voorkant, jou anterior kant, is jy baie keer sterk. Maar jou posterior, noem hulle jou agterkantste chain, is altyd nie so sterk nie, want jy's baie meer vorentoe. Hoe baie meer vorentoe die raak van die jonger ouderdom, van die ouetjies raak al hoe groter en sterker. Ek bedoel, jy sien ook self ouetjies wat jy afvraag, die ouetjies is skole, maar ek bedoel, hy's enige tyd net so fisies en sterk gekondisioneer soos enige ou wat professioneel speel. Hy's net nie die mental capacity om al daar te speel nie, maar in terme van fisies is hy sterk. So baie keer moet 'n ou net 'n bietjie briek aandra om te sê, right, maar daar is sekere tipe oefeningkies, mobiliteitsoefeningkies en goeders wat 'n ou moet doen saam met jou kondisioneringsprogram. Wat hy altyd dink, ag nee, ek sal lyn moet, ek sien nou dis om te strek nie, maar dis 'n ding wat ek nogal sien by my, waar die ouetjies baie lekker, en hulle is verskriklik styf. Ons is redelik betrokke by line terapie, en daar's 'n klomp bankie toetsies wat jy doen, wat jou anterior, posterior lyne, medial lyne werk, en ek bedoel, die ouetjies kan sê net maar 200 deadlift, of hy kan 100 en wat, maar hy kan nie vir 30 sekondes sy boude lig van die grond af, as hy sy voete op 'n kassie is en hy lê op sy elleboog, of in 'n side plank posisie waar hy sy voete moet vas. Ek bedoel, hy kan dit eintlik glad nie doen nie. Hy kan dit vir 5 sekondes doen, waar hy dit vir 30 sekondes moet doen. So, en dit is baie keer daai klein, ek bedoel, ek sê altyd, jy is so sterk as jou kleinste skakel, en as daai klein skakeltjies, as jy dit nie aandag gee dat hy sterk is nie, gaan hy op 'n stadium net sê, ek kry seer, en dan sukkel jy. Dis net soos wat jy weet, jy het 'n spier, jy het 'n spier, en 'n spier is maar uit 'n tendon wat reg aan die been. As jy nie bietjie meer as 3, 4, 5, 6 repetisies doen, gaan daai tendonkie wat aan die been is nooit bloedvloei kry om te versterk nie. So, dis hoekom jy ook op 'n stadium, ou skeer baie keer sommer 'n hamstring mors af, of skeer sy bicep mors af. Maar die ding is, hy doen nooit meer as net, sê nou maar, 3 stelle van 5 krulle of bench press of so. So hy gaan baie keer swaar, maar jy moet die kombinasie, vir alles as ons praat oor rugby, jy moet sterk wees, maar jy moet die uitervermoë komponent kan hê. En op 'n stadium, ek sien by my, kan baie ouetjies die uitervermoë komponent word, sy swaarste weight waarmee hy begin het, kan hy later 20 repetisies mee doen. So dit is waar jy eintlik wil wees. Jy wil 'n groot lading vir baie repetisies kan doen, as wat jy die risiko, so dis is fiksheidstoets. Ek is altyd so bietjie, jy weet, as 'n ou nog nooit bietjie gedeadlift of gesquat en daai goed gedoen het nie, en jy kom daarso by byvoorbeeld 'n professionele stelsel, en nou ewe skielik squat en so, sy liggaam is nie gewoond aan nie, en die risiko vir besering sien ou nogal baie met dit. Wil ek nou my steratleet 200 kg laat squat? Ek weet nie. Ek wil dit nie. Miskien as dit 'n kragatleet is dit 'n ou is wat in ons tyd was 'n ou Jan Pinaar, hy's nou oorlede. Hy het begin rugby speel, maar kyk, as daar fiksheidstoets op hom, kan hy amper 200, oor die 200 squat en deadlift, maar nie noodwendig daai krag oordra op die veld nie. So dis 'n
wat doen jy wat jy die gym kan gebruik en mobiliteit en uithouvermoë wat jy op die veld kan oordra. En ek dink dis die grys area wat mens moet kan sê wat is die stelsel, wat is die regte program om daai ding te kan oordra na die veld toe. Dis die moeilike ding van rugby. Daar's so baie variasies en variëteite van fiksheid en krag wat mens moet kan toepas op die veld. En ek bedoel dis belangrik dat mens op 'n stadium ook kyk na die verskillende zones, die heart rate zones. Wanneer is jy in sone 2, wanneer is jy miskien in sone 5? So rugby is 'n as ek kan sê 'n gemengde kombinasie van daai goed en hoe oefen jy dit? So jy moet op 'n stadium dit probeer oefen. Daarom is dit meer professionele aard, is dit nogal belangrik dat ek miskien kyk na 'n heart rate monitor om te bepaal wanneer doen ek wat. Want elke ou verskil, so jy kan nie sê dat julle in ons tyd die voorrytjies in die flanke en almal hardloop saam. Ek bedoel jy kry 2 minute rus, maar die die voorrye kom eers by die rusplek aan, is al klaar, minuut verby is. So hy rus eintlik nooit nie. So hy werk eintlik oneffektief vir so baie keer moet ou daai tipe komponente wat vereis jou posisie as 'n voorry, wat vereis jou posisie as agterspelers, as losspelers. Hoe ver hardloop jy? Hoe berei jy voor vir jou? So ou moet bietjie meer spelspesifiek raak aan jou posisie, maar voordat jy dit kan kry, moet jy dan ten minste weer eens eers 'n basis hê. As jy nie 'n basis het nie, kan daai goed baie keer kom ek kry ouers wat sê dat hy seker die gespesialiseerde program vir sy posisie. In die begin sê ek was amper glad nie so dit nie. Jy moet net eers op 'n stelsel kom dat jy net eers 'n basis van krag en uithouvermoë fiksheid het voordat jy kan spesialiseer. As jy die eerste kyk, die voorheen wat hardloop kan lang passes, tot die passes, hy kan amper chip in die centers kan soos losspelers die bal op die grond met. So daai komponent van elke spesialis posisie raak al hoe kleiner in terme van die fisiese komponent. Behalwe as jy nou voor is, is daar 'n klomp tegnieke en goeders om betrokke en as jy skopper is, moet jy kan skop. Maar die fisiese kondisionering in terme van krag en uithouvermoë so aan is deesdae baie min. Ek bedoel jy kry agterspelers wat so sterk is as voorspelers en vice versa. So dis wat ek nogal baie sien. Ja, Janie, ek dink om daar aan te sluit by, ek dink wat soos ek kan nou nie sê in ons dae nie, maar toe ons gespeel het hulle daai approach gehad, one size fits all. Almal doen dieselfde ding, almal dieselfde program en ek dink dis wat dit nou nog moeiliker maak. Behalwe dat jy soveel komponente het, nou moet jy eintlik, ek dink 'n kondisioneringsprogram wat op 'n baie hoë standaard is, gaan individueel in daai groep na spelers kyk. 'n 9 gaan nog steeds baie moet hardloop, want dis wat hy doen. Hy hardloop seker die meeste van alle posisies op 'n veld. En dan om aan te sluit wat jy nou gesê het, hulle bring 'n speler en ek wil dit nou terugtrek na met die 9's waarmee ek baie keer werk is. So ek kry 9's in en dan die eerste goed wat ons noem dit patroonwerk. Nou patroonwerk is om ek gebruik altyd die voorbeeld, jy het 'n houtblokkie en jy vat 'n spyker en jy krap op 'n houtblokkie en jy vorm 'n groef. En ek dink jy kan dieselfde sê, 'n ou kan nie squat tot, want dis 'n tegniek ding ook. 'n bench is ook 'n tegniek ding. Al daai goed is tegnieke. En ek dink dis dan wat jy probeer sê, iemand kom maar in en hy wil net groot begin lig, swaar begin lig. Tendons en goeters is nog nie gekondisioneer daarvoor nie en hy het nog nie die tegnieke nie. En dan en dit is waar ek dink baie keer die beserings en goeters inkom. Ja. Nee, definitief. Ek bedoel ou is nooit 100% gevrywaar in 'n sport soos rugby van beserings nie, maar jy moet soveel as moontlik doen om dit te probeer vermy. So dis hoekom dit belangrik is om nie net sterk te wees nie, maar mobiel te wees. En mobiliteit is deesdae wat ek sien 'n oefensessie. Ons was maar almal toe in ons tyd, as ek nou so kan sê, maar lyf 'n warm-up. Ek bedoel ons het altyd jokes gemaak, die voorry draai net sy skouers vorentoe en agtertoe dan sy reg. Maar ek bedoel die game het so baie verander. Ek sê altyd jy het nou 15 atlete op die veld. Elke ou in sy posisie is 'n atleet met 'n verskillende shape. So jy het nog steeds jou primêre werk wat jy moet doen, maar na dit is jy eintlik 'n atleet. Jy moet kan hardloop, jy moet kan pas, jy moet uithou, jy moet kan terugval. Daar's die komponente van speel het baie kleiner geraak as net skram en net dit. So ek bedoel jy in ons tyd dan kry jy 'n prys vir die meeste cleans. Ek bedoel dink nou net as jy nou net moet clean dis jy wil nie net clean, jy wil deel wees van die spel. Maar om deel te wees van die spel is jou fisiese kondisionering moet anders daarna uitsien.
So jy kan nie net mee skram en lyn staan en so jy werk klaar nie. So die wedstryd het te veel verander in terme van beweging en uithou vermoë en krag en vaardighede as wat in sê nou maar in ons tyd was. Ek dink jou ander probleem waarmee jy sit is juist toe jy nou sê van vaardighede, want dit is so, ek doen baie keer as my speler doen my neges werk ook, sodra jy 'n bietjie in anaerobies, nie as wyd nie, begin druk waar hulle moeg raak, dan begin jy al kaak kyk, daai, ek noem dit daai Instagram eerste paas, is eweslik nie meer Instagram paas nie, dit is, hy is bietjie hoog, of hy is bietjie laag, of hy is bietjie die kant, en ek dink dis waar afrigters ook, en ons beweeg dalk nou weg van 'n gimnasium opset af, maar ek dink dis waar afrigters ook baie meer kondisionering in spel kan inbring. Speel jou verdedigingspatrone, speel jou aanvallende patrone en werk die kondisionering by dit in. Dis dieselfde met vaardigheidsontwikkeling. Ek het mos 'n kleintjie dood aan die ou manier van opwarm. Ons draf om die veld, ons sit 'n halfuur in hamstring trek en praat met mekaar. Ek sê nie dit moet soos jou opwarming lyk wat ek in Appington gesien het, dat ons klaar is, dus die ouers weg by huis toe teruggaan. So, maar jou gevoel rondom opwarming, basiese opwarming, obviously daar's 'n mobiliteitskomponent, maar wat is algemene goedjies wat jy by opwarming sal insluit, wat jy voel mens moet insluit? Kyk, ek sê altyd in die ou dae, of as ek sê in die ou dae, baie skole dink strek is opwarm. Opwarming, strek is glad nie opwarm. Ek sê altyd as jy wil strek vir 'n game, dan vat jy 2 ure voor die tyd en jy doen jou lang strekke. Jy's rug is dalk 'n bietjie styf as jy opgestaan het in die oggende, maar dit is ten minste 2-3 ure vir die game, want voor die wedstryd wil jy hê daai spier moet eksplosief wees, hy moet sterk wees. Nou as jy hom oorstrek net voor die wedstryd, dan maak jy daai spier lam. Hardloop op daai veld, dan voel jy, "Jesus, maar my bene is lam." Is nou 'n bietjie 'n kombinasie van stres of as ek nou net moeg of wat ook al. So opwarming is jy moet 'n aktiwiteit kry wat jou harttempo bietjie verhoog. Dus terwyl jou harttempo hoog is, doen jy meer eksplosiewe, ballistiese tipe strekke, soos wat jy hou mekaar se skouer vas en jy skop deur en jy doen laterale skoppe en jy hardloop en jy doen soveel as moontlik goedjies met die bal. So dis nie 'n lang strekke wat jy wil hê nie. Jy soek iets wat baie bietjie ietsie simuleer van die wedstryd. Dit doen soos bear crawl. Ek love bear crawls. Ek bedoel daar's nog steeds seniors wat glad nie bear crawl doen nie. Die bear crawl is seker een van die mees funksionele oefeninge in terme van fiksheid, want jy kan hom gebruik vir fiksheid, jy kan hom gebruik vir mobiliteit, jy kan hom gebruik vir gewone strek en dan is jy ook jou sit-outs wat jy kante toe doen. Dis alles kombinasie goeders wat jy so bietjie ek bedoel jy doen 2 of 3 of 4 of 5 en hulle dan so hardtempo klaar hoog waar jy net hardloop. Hardloop is jy kan hardloop, maar jy kan dit kombineer, doen 'n komponent van dit, vat 'n draffie, dan na so 3, 4, 5 minute van dit dan doen jy balvaardighede. Ek bedoel doen 'n komponent van so as jy jou skram soos hulle paas en hardloop paas een kant toe paas ander kant toe. So jy moet bietjie in jou opwarming bietjie simuleer as wat nou gaan kom op die veld. Dit is wat jy sê, dit help nie jy strek in jou liggaam en jy nonsens gepraat nou ewe skielik hardloop op die veld en eers duik jy dat jy daar trek nie. So jy moet ready wees. Jy moet amper mos jy nou nie moeg wees soos in Appington nie, maar jy moet so bietjie want baie keer as jy oefen, is jy baie beter as jy klaar 10 minute aan die gang is, as wat jy die eerste 5 minute net begin. So mens moet 'n komponent hê waar jy so bietjie kom ons sê nie regtig moeg raak nie, maar 'n komponent waar jy voel word dat jy het al so 'n bietjie geval en opgestaan en gehardloop en jy beweeg by die breuke ligte sweetjie uit. Want jou liggaam is dan daai readiness, ek bedoel dan sê readiness to train. Jy is gereed. Dit help nie jy strek net nie. Jy strek doen jy lank voor die tyd. Maar wat jy doen voor die wedstryd is daai komponente. Dan obviously breek jy ouens, dan gaan jy ons lyn staan in die backline hardloop 'n paar moves, maar dan is jou liggaam al in daai ready zone om te weet wat nou moet ek op die veld hardloop. En Janie, op daai punt, jy het nou, ek en jy het gepraat daar in Appington oor die nuwe app van jou. Want ek dink een probleem wat ons sien het, omdat ons redelik na plattelandse dorpies toe gaan en navraag kry, hulle het nie altyd die fasiliteite en hulle het nie altyd die hulpbronne wat ons hierbo het nie. Jy weet, soos ek sê, hier in Pretoria, as jy specialist hacker soek, dan is daar een, as daar skopper is daar een, die gymnasiums hier by die skole lyk soos 'n Virgin Active. En julle het die app ontwikkel, sal jy my 'n bietjie meer vertel van die app en dan, ek dink die app is
seker vir almal, maar ek dink nog meer so vir die plekke wat nie altyd die hulpbronne het nie. Ja, kyk, die app is amper klaar, is nog nie 100% klaar nie, maar hy is soos in 80-90% klaar. Kyk, ons het net gesien veral in die platteland, as ek by afrigtingskursusse kom, almal dink hulle gee nie aandag aan die kondisionering, want eerstens dink hy moet eers fondse kry en geld insamel, want hy, soos wat jy sê, met 'n mini version active daar by die skool bou. En eintlik baie van daai kursusse kom ook aan met 'n stel rekke en dis dit. En dan hou ek die ouens 'n uur, 2 ure besig om te sien wat kan jy eintlik doen sonder dat jy spandeer eerder R10,000 of R15,000 en jy koop 20 rekke van elke grootte. Daarmee kan jy regtig baie doen. Ek bedoel sonder dat jy 'n gimnasium nodig het. Die kombinasie van liggaamsgewig met rekke is 'n ongelooflike kombinasie. Onthou dis time under tension. Hoe sterker jou rekke is, hoe swaarder is jou gewig en dit is baie en jou risiko vir beserings is baie minder want ek glo ou kan nie 'n gewig laat val of hy kan nie 'n gewig wat sy arm ooptrek. Hy kan nie eintlik seer kry met 'n rek nie. So wat ons daarmee bedoel is dit is so wie die app werk so dis 'n app wat werk op 'n kom ons noem dit 'n workout generator. So ideaal is as jou groter skole of die ouetjies wat dit kan bekostig om 'n heart rate monitor te koop, as jy regtig in die meer professioneel begin, is dit altyd lekker want baie van daai sessies is werk op sekere heart rate zones. En baie skole wat dit kan bekostig doen is 'n redelike analise en evaluasie om te kyk wat is elke speler se verskillende zones. So ouetjie weet watter tipe heart rate is sy sone. Ou kan dit dan maar redelik ook skat as jy 'n ouetjie sien watter zones is die ouetjies met, maar dit is nogal belangrik om te weet, alright, wat kan ek doen? Kan jy in 'n sessie, so wat ek probeer doen met die sessies is om te sê, kan jy van 'n sone 2 na 'n sone 5 toe gaan? Wat dit beteken 'n sone 2 is laer intensiteit, meer uitoefening komponent en sê sone 4 en 5 is byvoorbeeld daar gaan jy all out. Daar gaan jou heart rate miskien baie hoog gaan, maar is vir 'n korte tyd kan jy want jy kan baie gym oefeninge simuleer wat jou harttempo, jy weet homself. Want as jy sekere oefeninge doen in die gym, almal dink nee, jy moet cardio is nie, jy moet net hardloop. Jy kan 2 of 3 oefeninge aan mekaar sit wat jou harttempo 180 toe kan laat gaan, wat in 'n wedstryd vir 'n kort tyd so is waar jy weer moet recover. So in die sessie, in die app wat ons probeer doen is om te sê alright, maar hierdie is die program vir rugby. So hy begin met 'n mobiliteit, daar's 'n kragkomponent, daar's 'n uitoefening komponent, daar's 'n anaerobiese komponent en daar's byvoorbeeld 'n afkoelfase of miskien ons noem maar die einde 'n finisher, 'n dingetjie wat sommer net so 'n bietjie is, toets jouself want ongelukkig met rugby, jy kan nie altyd bepaal wanneer moet ek stop en vir die ref sê wag bietjie ek's nou moeg nie. Daar's 'n komponent wat jy so bietjie deur daai fase moet gaan dat jy voel vrek, nou kan ek nie meer nie. So die app gaan dit so werk basies. Ek kan by 'n skool kom en so raai, dit kos 'n leerling sê nou maar sê nou maar 'n skool wat nie 'n gym het. So 90% van baie keer van die gyms by die skole is nie regtig funksioneel geset af vir dit wat 'n ou wil doen in sport nie. Jy het regtig 'n minimum apparate nodig. Jy het amper baie min masjiene nodig. So as jy rekke het, jy het kettlebell, jy het 'n salt bikes, jy het roeiers, daai tipe goeders, kan jy 'n ongelooflike kondisioneringsstelsel aan die gang sit. So baie keer wat ons doen as die skool belangstel en dan sê ons eerder die leerling betaal 'n X bedrag of die skool dra daartoe by en ons sit die gimnasium in volgens die app, volgens die program wat hulle moet doen. En elke dag kry die ou die app, hy kry die program. Ons lei die 1 of 2 persone by die gimnasie by die skool byvoorbeeld op om dit te hardloop en dis 'n moniteringsstelsel is wanneer doen die ouetjies wat. En dit wat anders as jy ouetjies kry, wil hy net bors en biceps doen. Dit is ook belangrik om goed te lei, maar dis baie meer as net dit. Hoe kan hy funksioneel en ek bedoel om bietjie spiermassa op te tel en bietjie vetjies te verloor, daai goed, dit gaan alles oor wat jy eet, gaan oor jou eetplan. So ons help met die voeding ook en as daar supplemente betrokke is, watter supplemente, wanneer gebruik jy wat. So dis die groot ding baie keer met voeding ook, ons noem dit bietjie nutrient timing. Wanneer gebruik jy wat? Wanneer het jou liggaam wat nodig? So dit is nog steeds primêr belangrik om jou vaste kosse te eet. Eet goeders wat geleef het, eet eiers, eet vleis, eet vis, eet vrugte, daai tipe goeders maar. So ons help dit ook om 'n hele eetplan bymekaar te sit
met die supplemente, as jy nou supplemente moet gebruik op sekere ouderdomme, want dit maak dit baie keer net supplement is 'n supplement, dis 'n byvoeding van dit wat jy reeds doen. Want baie keer het ou nie altyd die tyd om te sit en te eet en sê nou maar 'n stukkie sterling te braai nie of 3 eiers te maak nie of wat ook al. So dan kom baie keer 'n protein shake en daai tipe goeders kom handig te pas. So wanneer jy wat gebruik en so dit is belangrik dan help as jy ouetjie op sy hele plan net een te sit van wat het jou liggaam nodig. En wil jy gewig verloor, wil jy bietjie vet verloor, wil jy spiermassa bou? Maar dis baie keer waar die probleme by die skole kom nie. Onderwysers sê luister manetjie, jy moet 10 kg optel as jy speel in die eerste span nie. So ek bedoel jy weet net self om 10 kg op te tel spiermassa is nie dis nie sommer net môre nie. Verstaan jy? So daar's belangrik dat dit gaan oor 'n kalorie surplus en miskien 'n calorie deficit as ons dit so kan noem. So wat is jou doel? So ons moet kyk wat wil die ouetjies doen. Dis die belangrikheid van die app is om eintlik die monitering te doen en van wat jy moet doen elke dag. Of as jy 3 keer oefen, 4 keer week, is dit afseisoen, is dit in seisoen. Maar die groot ding wat ek by die skole sien, as dit in seisoen is, dan gym jy ouetjies op hulle glad nie. Jy weet net sal binne 2-3 weke as jy nie gegym het of 'n bietjie geoefen het of jou krag in stand gehou het nie, verloor jy dit. So jy oefen so vrek hard in die afseisoen en dan kom jy in seisoen en dan doen jy niks nie. So jy moet 1 of 2 keer 'n week, al is dit 30 minute, jy kan baie in 30 minute doen. Moet jy dit wat jy opgebou het in die afseisoen, moet jy maintain. Sodat jy direk na die seisoen bietjie 'n week of 2 kan rus, maar dat jy van daar af aangaan. Anders dan gaan jy altyd 'n kurwe wat opgaan, afgaan. So jy moet opgaan, hou konstant opgaan, hou konstant. Anders dan begin jy elke jaar van voor af. Dis wat ek baie sien, nogal die ouetjies afseisoen gaan hulle mal en kom jy in seisoen en dan hou jy nie in stand nie. En ek bedoel as jy nie dit in stand het dan verloor jy dit. Jannie, gepraat van supplemente, of soos almal maar praat van supplements. Dis 'n baie kontroversiële onderwerp. En wat is jou gevoel vir kom ons praat tieners, kom ons praat hoërskool ontwikkelingsfase, die manne begin lank word, hulle begin size kry hier van 15, 16 af op. Wat sal jy sê is ek wil nie sê die non-negotiables nie, maar wat is die goed wat mens moet insluit? Ek het vinnig gepraat van dit is so om jou sekere hoeveelheid proteïene in te kry. Dis moeilik om 3 stukke steaks 'n dag te eet. Ek noem dit nou maar net 'n voorbeeld. Maar wat sal jy sê is die essensiële op daai ouderdom in terme van supplemente? Ek kategoriseer dit altyd in 2. Jy het voedingssupplemente soos feeding, dis is jou proteïen aanvulling. En dan het jy performance soos kom ons sê 'n ding wat jou energie gee, miskien kreatine is weer die hot topic vir die laaste jaar of 2. So maar ek sê altyd vir die ouetjies, jy wil 'n V8 masjien bou. Jy kan nie 'n V8 masjien bou op 2-stroke petrol nie. Verstaan jy moet as jy 'n masjien wil bou, moet jy basies die voedingsgedeelte is net so belangrik. Almal dink net gym en dit doen, maar jy moet jou liggaam die vermoë gee om sterker te word en om lean mass te bou. So veral vir rugby, ek bedoel as jy kyk in Nieu-Seeland, ek het nou nog artikels gelees daarso, hulle kyk amper dat hulle 2 gram proteïene per liggaamsmassa inneem. Onthou ons speel 'n collision sport. Jou liggaam vat baie hammering. So hulle kyk baie na 1.6 tot 2 gram proteïene per liggaamsmassa. So dit is baie keer moeilik as jy veral as jy nou 'n ma is. Ek bedoel as jy 'n ouetjie het wat 100 kg weeg, 200 gram se proteïen klink min, maar dis baie. As jy kyk na 'n stukkie sirloin, 'n lekker groot stuk sirloin, dis miskien 25 gram. En dan as jy kyk na 4 eiers, is omtrent 4 gram, 5 gram proteïen in 'n eier. So jy moet die voorbereiding en ek dink in ons alledaagse lewe maak dit baie keer moeiliker. So jy moet maklike goed kry. So dis alhoekom ek sê 'n whey protein is 'n maklike ding. Want ek bedoel jy kan 1 scoop het 20 gram en jy kan hom meng met jou oats of jy kan hom meng met jou pap in die oggend of jy kan self ek het my vir jare oats, rou oats, protein shake, peanut butter gemeng, gat. Verstaan jy? Dis so ou moet daar's baie maklike reseppies wat 'n ou kan doen om basies daai calorie need of die protein need op te vul met maklike tipe goedjies wat mense nie weet nie. Almal dink ek moet nou eiers eet of ek moet nou dit vat of ek moet hierdie mass builders vat. Want baie keer hierdie mass builders sien ek nou die dag weer. Die ding het
80 gram proteïen en 180 gram koolhidrate. Kyk, ek dink daarin krap jou maag omdat jy nie kan uitdrink nie, verstaan jy? So dit is baie belangrik, jy moet nog steeds jou vaste kos eet. En ek weet baie keer is dit moeilik of ten minste die aandete moet met jou vaste kosse wees. En as jy in die middag, ek weet die middag is baie keer baie moeilik. Ek laat die ouetjie sommer twee wraps eet met 'n proteïen of sê nou maar met hoender of met stukkies eier of wat ook al. En dan tussenin is dit maklik as jy basies 'n protein shake of 'n ding kan hê wat jy beide kan vat en dan goeie obviously jy kort goeie vet op. Goeie soos eiweië, soos neute en daai tipe goed is nie allergies is nie. Dit alles adds up to calories. So elke gram proteïene, elke gram koolhidraat 4 kalories, elke gram vet het 9 kalorieë. So jy moet en dit is baie maklik om deesdae vir jou 'n plan uit te werk om te sê right, maar ek kort soveel kalorieë en ek kort soveel proteïen, wat het ek nodig? En dan is dit makliker as jy weet wat jy nodig om goed bymekaar te sit. So ek weet die hot topic is nou weer kreatien. Ek bedoel ek oor die jare het ek nou al baie dit gebruik en daar was altyd sê dit is nie goed vir jou nie, dit is nie sleg. So deesdae die studies wat hulle doen het, die ouens nogal redelike positiewe resultate bring. Maar weer eens, jy moet kos hê voordat jy daai goed kan gebruik. Dit het nie calories nie. So al wat met die kreatien basies doen jy toe mitokondria in jou liggaam was 'n maklike term in die ATP selletjies. So eintlik help dit jou om net vinniger te recover, te herstel. Maar om jou spiermassa te bou, het jy nog steeds jou boustene nodig soos proteïene, jy het koolhidraat nodig, jy het vette nodig. So dis belangrik, daai is 'n ding wat kan werk vir jou mits jy jou fondasie weer eens jou fondasies reg is in terme van eet. So jy kan nie high performance gaan as jy nie die regte petrol en die regte olie in jou tank sit nie. Dan gaan jy altyd sukkel. Gaan jy eendag goed voel, eendag sleg voel, eendag moeg wees en ander dag beter wees. Ek dink die ander ding wat mense seker, dit is die ander hot topic deesdae. Ek dink wat jy kan byvoeg nou is seker slaap, né? Ja, jy kan nou maar slaap ook al byvoeg. Ek dink obviously op ons ouderdom is nog steeds belangrik, maar amper seker met minder slaap oor die weg kom, maar ek dink 'n tiener dan moet seker nou al by 9 ure aan. Ek weet dit is 'n veralgemeen, hè. Maar ek dink jy kan slaap ook seker maklik daarby gooi. Ja, slaap, ek bedoel wanneer jy slaap gebeur die proses in jou liggaam. Jou rusfase is wanneer jou remfase bereik, dis wanneer jou liggaam in terme van herstel, hy maak alles wat uit die dag wat jy afgebreek het, is jy in die recovery fase. En dis hoekom dit ook belangrik is 'n supplement wat ou baie keer miskyk is jou omega-3 olies. Dis baie belangrik vir jou brein, dis baie belangrik vir jou tendons of vir jou dis amper soos 'n lubrication om jou joints en dis baie keer goed wat jy nie vat nie. En selfs die Vitamiene D baie keer omtrent die meeste van jou kosse het jy nie meer daai voedingswaardes wat jy gekry het miskien 10 of 15 jaar terug. So dit is baie belangrik dat wanneer jy eet dat jy probeer die beste kwaliteit van die kos kry wat jy kan kry. Wat regtig Ek dink daar by jou kry die ouens seker genoeg Vitamiene D, né? Want dit is jy het 'n buite gym, so hulle kry genoeg. Hulle kry genoeg Vitamiene D, ja, maar in die winter kry ons ook genoeg Vitamiene koud kry, maar hulle sê ja. Ek dink die volgende stap is dra daai app aan die gang is en hy hardloop, dan moet jy ons laat weet want dan moet ons dit algemene nuus maak. So maar ja, thanks man, dit was lekker. Is lekker om weer met jou te chat. Ja, dankie. Ons gaan verseker weer so maak.